Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om hier saam met u te kan wees in hierdie oggend, om ook saam die woord te kan oordink. Ons bid dit wat hier gebeur strek tot eer en verheerliking van God se groot en almagtige naam. Geliefdes, as voorsang gaan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 114. Gesang 114, Gesang 114, daarvan gaan ons sing vers 1 en vers 2. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Ons sit net so, dan sing ons saam Gesang 114 vers 1 en 2. Kan geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons as voorbereidingslied saam sing die Onse Vader, Gesang 95, en ons gaan dit staande doen, waarna jy staande kan bly vir die foto met die seën, en na die seën gaan ons saam sing Psalm 146, Psalm 146, daarvan die eerste en die derde vers, Psalm 146, vers 1 en 3, na die seën. Geliefdes, maar kom ons staan en sing ons saam Gesang 95, die Onse Vader.
Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20. En nadat ons na die wet geluister het, gaan ons saam sing Psalm 130. Psalm 130 daarvan vers 1 en vers 2 as skuldbelydenis. Psalm 130 vers 1 en 2 as skuldbelydenis. En nadat ons geloof bely het, gaan ons saam sing Gesang 84 daarvan vers 11. Gesang 84 vers 11 nadat ons geloof bely het. Liefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, vir die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, ons lees in die woord van die Here in Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en opregtig geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God wat sy seun gestuur het, sodat ons ook in hierdie oggend ons geloof kan bely in die drie-eenheid, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend vanuit Handelinge 2 uit. Handelinge 2, en ons lees saam vanaf vers 37. Die tema van vanoggend se preek is die vraag wat aan Petrus en die ander apostels gestel word: wat moet ons doen, broeders, in vers 37, en dan volg Petrus se antwoord daarop. Ons lees saam Handelinge 2 vanaf vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle: bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels, in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het.
En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Geliefdes, so ver die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, diep was ons verlore, van die goeie weg vervreem, en tog doen U aan ons die wonder om ons sondes weg te neem. U stuur U Seun om mens te word, met een besonderse taak om die uitverkore kinders van U te gaan red. En hy het gekom en hy het sy lewe gegee, Here, sodat ons kan lewe. Dankie dat ons in daardie genade vanoggend hier kan wees om ook die woord te hoor. Ook te oordink wat is die opdrag aan ons wat in die geloof na U toe kom. Ja, dat ons van die sonde moet bekeer. Dat ons gedoop moet word. En dat ons die vrug sal dra wat by die bekeerdes pas, want Here, as ons dit nie doen nie, sal U as tuinier ook ons bome afkap en in die vuur werp. Spreek U nou met ons elkeen, spreek, want die diensknegt en die diensmaagd wil luister. Ons bid dit nie in onsself nie, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in die stal van Bethlehem is 'n kind gebore. Gebore uit die maagd Maria, verwek deur die Heilige Gees. En hy kom na die aarde toe met 'n besonderse doel. Hy kom om te verlos. Hy kom om die uitverkore kinders van God los te koop met sy eie bloed. Hy kom om ons te red. Met sy liggaam wat gebreek is, sy bloed wat gevloei is ons reinig gestel voor die almagtige God van hemel en aarde. Ja, hy het gekom om ook die dood te oorwin. Want op die derde dag het hy opgestaan uit die dode en hy het opgevaar na die hemel waar hy sit aan die regterhand van God, van waar hy oordeel oor die ganse skepping. Ja, so oordeel hy ook oor elkeen van ons se lewe, maar dit bring vir ons hoop. Dit bring vir ons die blye boodskap dat ons eendag saam met hom uit die doodheid sal opstaan en saam met hom in die paradys sal wees. En dit, geliefdes, is 'n baie beknopte samevatting van dit wat die evangelie vir ons gee. Dis die kern van dit wat die Bybel vir ons leer, en in die hart daarvan is die saligheid van die mens. Hoe ons van die sonde gered word. En dis die boodskap wat Petrus daar lewer net na die uitstorting van die Heilige Gees. Dis hierdie boodskap wat die eerste bekeerdes ruk. Dis hierdie boodskap wat lei daartoe dat die eerste Christelike gemeente gevestig word. En geliefdes, as hierdie boodskap u nie vanoggend diep in die hart tref nie, dan sal ons moet ondersoek doen, want hierdie boodskap moet ons so ruk dat ons saam met die gemeente vra, wat moet ons doen, broeders? Hoe kan ons deel kry aan hierdie boodskap van saligmaking? En die antwoord van Petrus lyk eenvoudig. Bekeer julle. Laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En so eenvoudig as wat hierdie antwoord van Petrus is, so maklik word dit misgeïnterpreteer.
Want jy sien, op die oor af klink dit asof die bekering en die doop die vereiste is vir ons om uiteindelik die saligmaking te kry, asof dit die vereiste is vir ons om in die genade van God te deel. Tog is dit glad nie wat Petrus hier sê nie. Petrus sê nie vir ons om gered te word, moet ek bekeer nie. Hy sê nie vir ons om gered te word, moet ek gedoop word nie. Want dit word dan 'n sekte, Christus plus die bekering, Christus plus die doop. Nee, wat Petrus hier sê, dat as jy die genade van die bloed van Christus ontvang het, as jy skoon gewas het, dan sal jy wil bekeer. Dan sal jy wil gedoop word. En daarom is dit twee goed waarna ons vanoggend moet kyk. En ons begin deur eers net stil te staan by die bekering. Want almal van ons is geneig tot die sonde. Dit is ons natuur, want deur Adam het die sonde in die wêreld ingekom en dit het deurgespoel na die ganse menslike geslag toe. Van nature is ek geneig om my medemens en God te haat. Van nature is ek geneig tot die sonde. Bekering beteken, ek maak 'n 180 grade draai. Ek maak 'n U-draai in my lewe en ek stap weg van my natuur af. Dit beteken, ek rig my lewe nou weer op God. Dis 'n doelbewuste besluit wat ons moet maak, om nie meer die sondige natuur na te streef nie, maar nou te lewe soos wat God wil hê. En hierdie bekering gebeur in twee dele. Die eerste is daardie doelbewuste besluit. Nou gee ek my hart vir die Here. Nou trek ek die sonde wortel en al uit my hart uit. Dis hoekom dit wortelbekering genoem word. En hier dalk 'n dag en 'n datum in die lewe waar hierdie bekering plaasgevind het. Daar het dalk 'n groot gebeurtenis plaasgevind, soos Paulus op pad na Damaskus. Eers dalk met die geestelike blindheid getref wat hier teruggelei het na die Here Jesus Christus toe. En tog, geliefdes, is die dag en die datum en die gebeurtenis nie die bepalende faktor. Daar's baie mense wat nie so 'n dag en 'n datum het nie. Daar's mense wat al so vroeg in hulle lewe tot die bekering gekom het, dat hulle maar nog altyd net 'n bekeerde was. Dink aan Johannes die Doper. Voor sy geboorte lees ons in Johannes 1 vers 41, dan kom besoek Maria, die moeder van Jesus, vir Johannes se ma Elisabeth, en Johannes is nog nie gebore nie, hy is nog in haar maag, maar omdat die moeder van Jesus hom besoek, spring hy op in die maag. Hy's opgewonde, hy's bly daaroor, en ons lees in vers 46 dat hy net na sy geboorte sy mond oopmaak, en hy praat al, en hy loof die Here. Twee mense, twee baie verskillende bekeringsverhale. En tog het al twee van hulle groot werk in die koninkryk gedoen. Al twee van hulle het baie mense tot die bekering gelei. Dit gaan daarom nie oor wanneer en hoe ek tot bekering kom nie. Die belangrike is dat ek moet tot bekering kom. Ek moet daai doelbewuste besluit neem. Ek moet die sonde wortel en al uittrek. Want die sonde kan gedink word as onkruid. As ek die bossies hier buite op die gras vat en ek sny die blare af elke keer, gaan daai bossie net teruggroei. Teendeel gaan hy begin versprei, dit gaan erger raak. Maar as ek hom vat en ek trek hom by die wortel uit die grond uit, is daar nie 'n manier wat daai bossie verder kan groei nie. Daar's nie 'n manier wat hy voort kan bestaan nie. En dis wat ons met die sonde moet doen. Ons moet dit by die wortel uittrek, anders versprei dit in ons lewens. En is daar waar die tweede deel van die bekering inkom. Want geliefdes, bekering is 'n doelbewuste besluit, maar dis 'n besluit wat ons elke dag moet neem. Elke dag
word ek gekonfronteer met die sondes in my lewe. Gaan ek dit wat ek doen tot eer van God, of gaan ek dit doen tot onteer? Gaan ek die wil van God nastreef, of gaan ek maar my eie kop volg? Hoe gaan ek leef? En ons moet elke dag die besluit neem. Dis hoekom dit daaglikse bekering genoem word. En dit is belangrik, geliefdes, want as ek 'n kind van God is, as hy my wedergebore het, as hy my uitgekies het, dan sal ek nie meer die sonde wil doen nie. Dan sal ek my rug op hom wil draai. As ek 'n kind van God is, dan kan ek nie meer my vergryp aan die sterk drank nie. As ek 'n kind van God is, kan ek nie meer my broeder skel en vloek en sleg praat nie. As ek 'n kind van God is, kan ek nie meer buite die huwelik saam slaap en saam bly nie. As ek 'n kind van God is, kan ek nie meer steel nie. As ek 'n kind van God is, dan moet ek my lewe nou verander. Dan moet ek my rug draai op die sonde en ek moet my rug op God. En jy moet mooi hoor, dis nie om 'n kind van God te word moet ek dit doen nie. As ek 'n kind van God is, dan moet ek my bekeer van die sonde. En geliefdes, daarom is die baie belangrike vraag vanoggend: het u al bekeer? Het u al die sonde wortel en al uit die hart uitgetrek? Het u al u lewe op God gerig? Want as ons nie het nie, is ons soos die boom wat die slegte vrug dra. 'n boom waarin die tuinier geen behaag het nie. 'n boom wat afgekap word en in die vuur gegooi word. En dit is belangrik dat ons dit vanoggend ook moet hoor. Want elke Sondag staan ons, dan hoor ons die genadeverkondiging aan elkeen wat met 'n ware berou hul toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, is daar vergifnis van sonde. Geliefdes, 'n ware berou behels die bekering. As ek my nie bekeer nie, het ek mos nie waarlik berou oor die sonde nie. En daarom gaan dit verder, maar elkeen wat in die sonde bly volhard, verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal kom vir so lank as wat hy daai moedswillige sonde aanhou doen. As ek 'n kind van God is, kan ek nie aanhou daarmee. En tog is die genade van ons Here so groot. As ek my sonde bely en dit laat staan, is daar vergifnis. As ek my sonde bely en laat staan, dan deel ek in die voorregte daarvan om 'n kind van God te wees. En dis hoekom Petrus ook dan die tweede teken gee. Hy praat van die doop. En die doop en die bekering loop baie keer baie nou aan mekaar verbind, maar die een is nie 'n voorvereiste vir die ander nie. Ek word nie gedoop omdat ek bekeer het nie. En dis die struik waarin so baie van die mense trap. Die groot dopers is so lief daarvoor om hierdie versie te vat en om in isolasie te lees en soortgelyke verse te gebruik om uiteindelik hulle standpunt te ondersteun. Maar geliefdes, ons moet dan net die volgende vers ook daarom saam lees. Want vers 39 sê: want die beloftes kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En om dit te verstaan, kan ons dink aan die besnydenis van die Ou Testament. Die besnydenis was die teken van die verbond wat God met Abraham en sy nageslagte na hom gesluit het. Die besnydenis is gedien aan 'n kind op 8 dae na geboorte.
Maar meer nog is die besnydenis ook bedien aan 'n slaaf of 'n dienaar wat binne in die volk van Israel kom leef het. 'n Vreemdeling wat van buite af deel geword het van Israel is ook besny. Net soos ons as vreemdeling deel word van die volk van God. As ons tot bekering kom, as ons geloof kry, dan word ons deel van sy volk. Dan moet ons ook die teken van die verbond ontvang. Maar geliefdes, ons besny nie meer nie, want Christus het in die Nuwe Testament die nuwe teken van die nuwe verbond gegee, die doop. En die doop word bedien as teken van die verbond. Omdat ek gedoop is, weet ek, het ek deel aan die verbondsbeloftes van God. Ek weet, hy is my God. Ek weet, hy versorg my en ek weet, hy sal red. Daarom gebeur dit baie maal, dat bekering en doop langs mekaar loop. In die Bybel sien ons baie dat mense tot bekering kom en dan gedoop word, maar die bekering is nie die voorvereiste vir die doop nie, maar omdat ek my lewe op Christus nou opnuut gerig het, wil ek deel wees van die verbondsbeloftes, daarom word ek gedoop. Maar dis ook duidelik, die beloftes is ook geldend vir ons kinders. Van die kleinste papste babatjie het deel aan die verbondsbeloftes van God en daarom doop ons kinders. Daarom sien ons in die Bybel as 'n gesin tot bekering kom, as die pa bekeer, dan word sy kinders ook gedoop, want hulle is deel van die verbond. Maar geliefdes, dit bring 'n ontsaglike groot opdrag vir die ouers. Leer jou kind van die verbond. Onderrig en laat onderrig. Leef self die verbondsbeloftes uit. En moedig jou kind aan om die verbondsbeloftes sy eie te maak. En geliefdes, dis wanneer ons ouers in hierdie opdrag misluk, wat ons kinders verloor. En die Here Jesus sê, dis beter dat 'n meelsteen om jou nek vasgemaak word en in die dieptes van die see gewerp word, as wat jy jou kind van hom af wegdryf. Daarom is die bekering en die doop nie 'n vereiste vir die redding nie. Dis die gevolg daarvan. En al twee hierdie dinge maak ons so anders lyk, dat die wêreld nie anders kan as om ons te sien en God te verheerlik nie. Wanneer jy jouself bekeer, wanneer jy gedoop word, dan word die boodskap van die evangelie geldend vir jou. Want geliefdes, in die stal in Bethlehem is 'n kind gebore. Sy naam is Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat U die genade aan ons getoon het deur die Seun te stuur as losprys. En dankie dat ons in die genade daarin deel het, nie uit verdienste nie. Here, maar lei ons dat ons sal bekeer van die sonde. Dat ons die wortel van die sonde sal uitdruk en dat ons ook daagliks ons lewe opreg weer op U sal rig. Here, en gee dat ons die opdrag sal uitleef om ons kinders ook te doop. Omdat hulle deel het aan die verbondsbeloftes van U. Maar gee dat ons so sal leef, dat die wêreld, wanneer hulle ons sien, U sal verheerlik. Here, ek bid vir ons gemeente.
Ek bid vir elkeen van ons lidmate. U ken die omstandighede in ons lewens. U ken die sonde waarmee elkeen van ons struikel. Here, gee dat ons die stryd nie in ons eie krag sal voortsit nie, maar dat ons in U teen die sonde sal beklei. Here, ek bid dat U met ons in hierdie week sal gaan, dat U ons sal behoed en bewaar met alles wat aan die gang is en besig is. Here, en ons dank U vir die reën wat U stuur so mildelik. Here, dat U die aarde voed met die genadewater. Here, gee dat ons ook, wanneer ons dit sien, in dankbaarheid voor U sal leef. Ons bid hierdie dinge alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 267, Gesang 267, daarvan vers 1, 2 en 4, waarna jy staande kan bly vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Ekskuus, ek wil net hoor tannie Ronelle staan nie haastig. Nog so 'n bietjie tyd. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes.
Geliefdes, in die afkondigings namens die kerkraad, vir voorbidding, dink ons aan ons gemeente, al ons lidmate, en ook die kerkverband, geliefdes. Daar's baie dinge wat aan die gang is, waarvan ons nie altyd weet nie, en in hierdie oggend wil ons besonders dink aan ons volk. Dit klink vreemd om so te praat, maar ons volk is onder geweldige druk, onder geweldige vervolging, en ons hoor van mense in ons gemeenskappe wat onder plaasgeweld en sovoorts deurgaan, maar dit is nie meer net op die plaas nie, dis oral. So dink aan ons mense, dink aan ons volk, dink aan elkeen wat hierdeur geraak word, en bid ook dat die genade van die Here met ons sal wees. Geliefdes, in besonder verder dink ons ook aan oom Piet van Sail en hulle familie met die afsterwe van sy boetie Flippie woensdag aand of middag. Ons dink en ons bid vir hulle dat die Here hulle ook sal troos in hierdie baie moeilike tyd. Geliefdes, dan vir huisbesoek buite die normaal kan u my of die kerkraad kontak. Ons wil dankie sê vir Tannie Ronel vir die speel van die orgel vanoggend. Is lekker om saam met Tannie te sing en ons sien uit om volgende week met die Kerssangdiens ook saam met Tannie lekker te kan sing. Ons waardeer Tannie se moeite. Geliefdes, dan soos jy hoor, volgende Sondag die 30ste November is dit ons Kerssangdiens. Dis 18:30 vir 1900 uur. Ons het dit so bietjie later geskuif want ons gaan buite wees en met die projektor saam vir die liedere en goed is die lig so bietjie van 'n probleem vroeër. So ons het dit geskuif na 7 uur toe. Wees net bewus daarvan, maar jy kan al lekker vroeër kom en saam kom kuier en ons het 'n paar manne nodig om ons te help die stoele en goed uit te dra. Dit sal baie waardeer word. As dit reën, sal ons die diens hier in die kerk hou. So reën gaan ons nie stop nie. Ons sal net so 'n bietjie van die logistiek verander, maar dit gaan baie lekker wees. Ons tema is dan die ster as rigtingwyser na Christus. En ons nooi almal uit om ook 'n piknikmandjie te bring en lekker saam met ons die aand te kom kuier vir die glansgeleentheid wat dit ook gaan wees. Dan wil ek hoor, oom Dani het gesê ons sal iewers reël vir grond of sand. Ek wil net hier agter die gate toemaak waar ons besig gaan wees en nog so 'n paar plekke. En dan is ek op soek na droog gras of hooi. Dit hoef nie baie te wees nie, dis net 'n bietjie. Dit gaan vir die versiering die dag. So as u dalk droog gras of hooi by die huis het, kan u net my kontak maak dat ek dit ook kan kry. Geliefdes, dan omdat ons Kerssangdiens het, die aand het ons volgende Sondagoggend nie 'n erediens nie. Dan wil ons dankie sê vir almal wat gehelp het hierdie week. Die watertank wat al so lank lek en probleme het en wat so bietjie vuil was, die water is reggemaak maandagoggend. So dankie vir die manne hier voor wat die leer gebring het en die leer geklim het in die nat omstandighede. Dit word waardeer. En dan ook dankie, die perseel begin baie mooi te lyk. Ons het so 'n bietjie van die bome gekap en gesaag die week en ons sal hierdie week wat kom die res van die terrein mooi skoonmaak dat dit ook mooi lyk met ons Kerssangdiens. Liefdes, dan blomme en teebeerd vir die maand November is week 2 en ons nooi almal om saam met ons 'n koppie koffie of tee te kom drink na die erediens. Verbondsonderrig vanoggend is die afsluiting en die prysuitdeling. So ek wil vra as ek klaar is dat u net nog so rukkie sal bly sit ook daarvoor. Dan die boodskappers van November is in die saal beskikbaar. U kan gerus 'n eksemplaar neem. En dan vir die van u wat die kerkjaarboek bestel het, hy het gekom. U kan net by Tannie Anel ook die kerkjaarboek gaan haal vir die wat dit bestel het. Dan verjaarsdag hierdie komende week, môre die 24ste November is Marlies de Villiers. Baie geluk met jou verjaarsdag, mag dit 'n baie mooi dag en jaar wees en mag die Here jou ook nog ryklik seën in die jare wat voorlê. Geliefdes, dan huweliksherdenkings is die week die 29ste November, Gustaf en Bianca Rousseau se huweliksherdenking. Ons sê vir hulle ook baie geluk, mag die Here hulle nog lank in huwelik spaar. Geliefdes, kom drink asseblief saam 'n koppie koffie, moenie verdwyn nie, maar sit net vir so 'n oomblik, ons gaan nie te lank besig wees nie, ons gaan net gou die prysuitdeling van die verbondsonderrig behandel.